Môre, dis Dinsdag die 2de Julie en ek hoop dat jy God se genade vandag al raak gesien het. Ek wil jou vandag iets vra. As jy terugdink aan die mees onregverdigste ding wat jy ooit oorgekom het jy destyds gedink dat God dit kon gebruik vir iets goeds? Of het dit gevoel asof alles net in mekaar getuimel het? Nou daar was 'n seun in die Bybel wat presies dit beleef het en sy naam was Josef. En ons begin vandag 'n nuwe reis saam deur 14 hoofstukke van sy lewe. 14 hoofstukke wat ons sal wys hoe God werk wanneer mense dink hy het opgehou om te werk. Nou as jy groot geword het in die kerk, ken jy hierdie naam al van kleins af. Die seun met die kleurryke mantel, die seun wat in 'n put beland het en op die ou einde op 'n troon geland het. Maar ek wil jou vandag vra om al jou voorkennis 'n oomblik op sy te sit. Want Josef se verhaal is veel groter as wat ons dalk dink. Hoekom gee die Bybel meer aandag aan Josef se lewe as aan enige ander man in die boek Genesis? 14 hoofstukke, terwyl Abraham en Isak en Jakob almal minder kry. Daar moet 'n rede wees. En ek glo die rede is hierdie. God het Josef se lewe gebruik as 'n groot tekening op die muur van die geskiedenis. En die tekeninge wys na een persoon. Dit wys na Jesus. Kom ek vertel jou die verhaal. Josef was die geliefde seun van sy vader Jakob. En jare later sou 'n Vader in die hemel ook sê van sy seun: "Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het." Jakob het Josef uitgestuur om sy broers te soek. En God sou ook eendag sy seun uitstuur om verlore mense te soek. En dan begin die donker deel van die verhaal. Want Josef se broers het hom gehaat sonder oorsaak. En Jesus het self later gesê, hulle het my ook sonder oorsaak gehaat. Hulle gooi Josef in 'n waterlose put. En daarna verkoop sy eie broer Juda hom vir 20 silwerstukke as 'n slaaf. En eeue later sal 'n ander man, Judas, sy eie meester verraai, en die prys sal 30 silwerstukke wees. Juda en Judas, dieselfde naam, dieselfde verraad, net die bedrag wat verskil. En toe Josef in die gevangenis sit, was daar 2 manne langs hom. Een is vrygelaat en een is tereggestel. En toe Jesus aan die kruis hang, was daar ook 2 manne langs hom. En een het hom gesmaad, maar die ander het gesê: "Dink aan my, Here, wanneer U in die koninkryk kom." En Jesus het geantwoord: Voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees." Josef was nie net 'n verhaal nie. Josef was die skadubeeld wat gewys het na die een wat sou kom. En Farao het dit sonder om dit te weet bevestig. Want toe hy Josef verhoog het oor die hele koninkryk, het hy hom 'n nuwe naam gegee. Tsafnat Paneach, openbaarder van geheime. 'n Heidense koning het sonder om dit te weet 'n profetiese naam gegee. Want Jesus is die groot openbaarder, die een wat die Vader aan ons kom wys het. En dan is daar nog een ding wat my elke keer tref. Josef het brood verskaf vir die ganse wêreld. Mense het van oral afgekom, van elke nasie, om koring by hom te kry. En Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Josef was die skadu en Jesus is die brood. Miskien is jy self vandag in 'n put. Ek weet nie wat dit is nie, maar jy weet. Miskien het iemand jou verraai, soos Josef se broers hom verraai het. Miskien het jou planne in mekaar getuimel en jy verstaan nie hoekom nie. Miskien voel dit asof God ver is, asof hy jou hoofstuk vergeet het. Maar Josef het aan die einde van sy lewe, nadat hy deur alles gegaan het, vir sy broers gesê: "Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink." God mors niks nie. Nie die put nie, nie die tronk nie, nie die jare van wag nie. Hy het alles gebruik. En as hy dit met Josef kan doen, kan hy dit met jou ook doen. Kom laat ons saam bid. Here onsse God, U het Josef se verhaal geskryf, sodat ons U seun kan herken. Here, dankie dat U niks mors nie, dat geen put
en geen verraad en geen jare van wag ooit die plan kan stop nie. Here, ons bid vandag vir elkeen wat in 'n put sit en dink U het hulle vergeet. Laat hulle Josef se woorde hoor. Laat hulle U hand sien in elke hoofstuk van hulle lewe, ook die hoofstukke wat hulle nog nie verstaan nie, Here. En terwyl ons hierdie 14 hoofstukke gaan saam deurloop, laat ons nie net Josef raak sien nie, laat ons Jesus raak sien, want Josef was maar net die skadu, maar Jesus is die werklikheid vir ons. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Is jy op soek na mense wat jou omstandighede kan verander? Of vertrou jy die God wat jou omstandighede gebruik sonder om 'n enkele stap te mors? God se plan het nooit in die put gebly nie. En so ook sal joune nie. Ek hoop jy het 'n geseënde Dinsdag.